Goeiemôre vriende, ons begin vandag met ons Pinksterreeks oor 1 Johannes. Ek gaan oor die volgende 10 dae vir u die hele Johannesbrief, die eerste Johannesbrief behandel. En die gedagte is dat ons so 'n bietjie leer van die geweldige belang wat die Johannesbrief in die tyd waarin hy geskryf is gehad het, en ook in die tyd waarin ons nou leef, van baie van die tendense wat Johannes, godsdienstige tendense wat Johannes in die eerste brief aanspreek, kom net so vandag voor, asof daar nie 20 eeue, 21 eeue tussenin was nie. So ons gaan bietjie daaroor gesels, en ek gaan probeer om vir u die hele boek te behandel, bietjie die vraagstukke wat uit die boek uit na vore kom vir u te probeer uitlig en probeer helderheid gee daaroor. Dis die hele gedagte op die einde van die dag agter dit wat ons met hierdie Pinksterreeks doen. Ons gaan die teks lees, ons gaan saam bid, en ons gaan dan 'n klompie gedagtes daaroor met mekaar wissel uit die teks uit, en die agtergrondinligting sal ek invul soos wat ons dit nodig het. So kom ons buig ons hoofde en ons vra die Here se seën. Hemelse Vader, baie dankie in die naam van Jesus Christus, dat u vir ons hierdie geleentheid gee om so wyd oor ons gemeente heen die Pinksterreeks met mekaar te deel. Here, ons weet ons mense is bitter besig, en daarom is dit nie snaaks dat die Pinksterdienste nie so goed bygewoon word as wat ons dit graag sou wou hê nie, maar omdat dit so is, het ons besluit, en onder u leiding glo ons besluit om die Pinksterreeks in 2025 op hierdie manier aan te bied. Dankie dat u nog altyd die God is wat sê dat waar 2 of 3 in die naam vergader is, daar is u ook teenwoordig, en as die gesinne en pare en selfs die enkelinge wat vanaand gaan sit rondom hierdie videoetjie, as hulle by mekaar is, dan weet ons dat u daar teenwoordig is, en dat u self lerend in ons midde teenwoordig is. Ons wil daarom by u buig, vir u aanbid, en vir u vra, lei ons Here na u welbehae, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, vriende, ek gaan vir u die teks lees, en dan gaan ons die teks so 'n bietjie in behandeling neem, en kyk of ons kan uitklaar, wat is dit wat Johannes bedoel het, toe hy so rondom 90 tot 95 na Christus, hierdie brief, eintlik moet 'n mens dit eerder 'n boek noem, hierdie boek geskryf het, aan die gemeentes wat waarskynlik rondom Efese gelê het, en wat daarom sy leiding en sy hulp nodig gehad het. Hy was die apostel wat laat in die laaste 10 jaar van die eerste eeu na Christus in en rondom Efese met 'n baie sterk verkondigingsgedagte gewerk het. So kom ons lees eers die teks. Johannes skryf, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar, ons het dit gesien, en ons getuig daarvan, en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. En ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun Jesus Christus. Omskryf hierdie dinge, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het, en wat ons aan julle bekend maak. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is, en tog in die duisternis leef, lieg ons, en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is, is ons aan mekaar verbonde, en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar,
en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, die parakleet, die Christus by die Vader, en hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele wêreld. As 'n mens hierdie teks voor jou oopmaak, is die eerste vraag wat opval is, wat gebeur hier? Wat is Johannes besig om vir die gelowiges aan wie hy hierdie dokument gerig het, en ek noem dit dokument, omdat dit nie een enkele vereiste vir 'n Nuwe Testamentiese brief bevat nie. Maar dit is ook nie heeltemal 'n vreemde geskrif in terme van die persoon wat dit geskryf het nie. As 'n mens maar net na die Johannes Evangelie gaan kyk, dan sien jy, hy val ook so met die deur in die huis en hy sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God en alles het deur hom tot stand gekom en daardie openbaring wat hy daar in 1 Johannes vir ons gee. So die literatuur waarmee hy werk is nie vreemd nie, hy skryf op die Johannese manier. So hy open die geskrif op 'n manier waarop Johannes typies dit sou doen. Daarom word dit ook toegeskryf aan Johannes en word dit in die algemeen beskou as een van die 7 algemene briewe in die Nuwe Testament wat gerig is aan die mense wat waarskynlik in verstrooiing geleef het in die tyd waarin Johannes hier opgetree het. So wat gebeur in hierdie gedeelte? En dit is eintlik verskriklik maklik. Dit is, as 'n mens dit mooi gaan kyk, dan sien jy, daar gebeur eintlik net 2 dinge in die brief. In die teks wat ons gelees het, die eerste 12 verse van die boek, gebeur daar net 2 dinge. En die eerste ene is, dat Johannes baie sterk en stewig vestig, dat hy en die ander apostels deel was van die mense wat vir Jesus Christus fisies beleef het. Ek bedoel, dat Johannes sê, ons het hom met ons eie oë gesien. Ons het hom aandagtig bekyk. Ons het hom met ons eie ore gehoor praat. Ons het met ons hande aan hom geraak. So, Johannes vestig baie sterk die reële menswording van Jesus Christus. Daar is 'n baie besondere rede hoekom hy dit doen. In die mense met wie hy praat in hierdie gedeelte, het daar 'n tendens ingesluip van mense wat as valsleraars ingekom het en gesê het, die vlees, die natuurlike, die aardse, die tasbare is altyd sleg en die gees is altyd goed. En as dit so is, dan kon Jesus nie tegelykertyd God en mens wees nie. En dan het hulle nou begin verkondig dat Jesus God is, ja, heeltemal tereg, maar dat hy dan nie fisies werklik mens kon wees nie. Nou, dis nie 'n vreemde leerstelling in ons dag nie, die goed gebeur rondom ons elke dag. Is daar bekende teoloë en befaamde teoloë wat dieselfde tipe ding sê. Wat hulle dan bedoel het, die mense in hierdie tyd waarin Johannes geleef het, is hulle het bedoel dat Jesus net as 'n verskynsel, 'n soort van 'n verbeeldingsvlug in die lewens van mense verskyn het. En nou kom Johannes en hy sê, nee, dit was nie so nie. Jesus was nie net 'n verskynsel nie, hy was nie net 'n verbeeldingsvlug nie. Hy het nie net in die gedagtes gelewe van die mense wat met hom te doen gehad het nie. Hy was 'n werklike mens wat van die begin af was en wat hoorbaar in die wêreld verskyn het, wat sigbaar in die wêreld verskyn het, wat tasbaar in die wêreld verskyn het en wat die lewe is. En daardie lewe, sê hy, verkondig hy, soos ook die ander apostels voor hom, aan die mense met wie hy praat. En dis verskriklik belangrik dat jy dit moet verstaan. Dat jy moet verstaan, Jesus was 'n werklike mens. Hy was ook werklik God.
Hy kon nie as 'n geestesverskynsel aan die kruis sterf en my sonde op sy skouers neem nie. En ek wil hê jy moet in my jou eie naam insit. Hy kon nie aan die kruis sterf en my sondes op hom neem nie, want as hy net 'n verskynsel was hy eintlik nie daartoe in staat om versoening te doen vir ons sonde nie. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit verstaan. Jesus was terselfdertyd ook werklik God, en daarom kon hy tussen hierdie godheid en mensheid van hom, kon hy ons sonde dra, die versoening verdien wat ek en jy so nodig het om weer vrede met die Vader te hê, en dan daarmee ons vergifnis en ons verlossing te bewerk. Verskriklik belangrik. Hou daaraan vas, dit is wesentlik. Dan sê Johannes in die volgende gedeelte, hierdie lewe wat hy nou so pas bekend gemaak het, wat hoorbaar was, sienbaar was, tasbaar was, hierdie lewe het in hierdie wêreld verskyn. Hy het na die wêreld toe gekom. Hy is die ewige lewe wat hy Johannes en ook die apostels voor hom aan almal verkondig het met wie hulle te doen gehad het. En dan bevestig hy in vers 3 net weer wat ons gesien het, verkondig ons aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. Nou, dit is die tweede gedagte waarmee Johannes in hierdie gedeelte werk. En Johannes se argumente vloei baie mooi in mekaar in hierdie hele brief, maar ons gaan bietjie net vir 'n oomblik by hierdie argument van Johannes stil staan. Hierdie gedagte dat daar verbondenheid gekom het. Nou die woordjie verbondenheid kom van met 'n tou vasmaak. Kom van byvoorbeeld die huweliksgebruike wat in die tyd waarin Johannes geleef het, vandaan kom waar hulle letterlik 'n man en vrou se hande aan mekaar vasgemaak het en so gesê het, julle is nou aan mekaar verbind. Nou hierdie gedagte waarmee Johannes nou hier werk, is 'n verskriklike belangrike gedagte in die verstaan van die hele boek, maar ook in die verstaan van die hele evangelie. En uiteindelik kan dit so groot word dat ons kan sê dit is verskriklik belangrik in die verstaan van ons hele omvattende verhouding met God en God se verhouding met ons. Daarom is dit so belangrik dat Johannes sê dat die lesers, dis ook ons deur die eeue heen, want dit is mos nog maar eintlik waaroor die Bybel gaan, dat die mense wat op die apostels gevolg het, dat ons wat al 40ste, 50ste geslag Christene is, dat ons hierdie selfde verbondenheid deel. Ons moet net so 'n bietjie vir 'n oomblik nadink oor hierdie ons verbonde wees. Wie is die ons? Dis die groot vraag wat uit hierdie gedeelte uitkom en wat mense nogal baie dikwels daaroor vra. Die ons is die apostelgroep. Johannes was die laaste oorlewende apostel. En hy was waarskynlik die enigste apostel wat nog geleef het toe hierdie boek geskryf is. Maar, en dit is verskriklik belangrik dat ek en jy dit verstaan, Johannes het hom nooit los van die res van die apostels beskou nie. Johannes was die jongste van die apostels, hy was die jong man wat kaal weggehardloop het by die gevangeneming van Jesus. Hy was die jong man vir wie Jesus baie lief was, wat in Jesus se arm gelê het terwyl hulle die laaste paasmaaltyd geëet het. So hy was die jongste van die apostels en hy het ook die oudste geword. So hy was reeds alleen gewees, maar hy het homself altyd deur gesien as deel van die apostelgroep. Daarin lê daar op sigself vir ons 'n les. Ons kan onsself nooit losmaak van die gemeente en meen dat ons dieselfde verbondenheid met God kan handhaaf as wat ons gehad het terwyl ons deel was van die gemeente. Want die kerk van Jesus Christus is 'n ons begrip. Dis 'n begrip waarin daar meerdere van mense by mekaar kom wat saamstem oor die werklikhede van die evangelie van Jesus Christus. So
Nou skryf Johannes vir hulle, julle deel in hierdie verbondenheid wat ons met mekaar het. Maar wat is hierdie verbondenheid dan? En dit is waar die sentrale boodskap van die hele Johannesbrief lê, van die hele evangelie lê, van ons hele verhouding met God lê. En dit is by name dat ons 'n verbondenheid het, skryf Johannes, aan die Vader en aan sy Seun Jesus Christus. Wonderlik, wonderlike gedagte. En dan sê Johannes, ek skryf vir julle hierdie goed, sodat julle blydskap sodat ons blydskap volkome kan wees. Nou inkorporeer hy by hierdie ons, beide die apostelgroep en die gelowiges. So ek en jy is nou ingesluit in hierdie groep mense waarvan Johannes praat, vir wie se blydskap volkome geword het, omdat ons verstaan, Jesus was werklik God, werklik mens. En omdat ons verstaan dat hierdie belydenis, Jesus was werklik God, werklik mens, dat dit vir ons die deur oopgemaak het om nie net aan mekaar verbonde te wees nie, maar ook so aan die Vader en die Seun verbonde kan wees, dat dit ons laat oorvloei van blydskap. Ag, en ek wens ons kan meer daarvan baie dikwels in ons daaglikse lewe sien en doen. Ons is baie dikwels geneig om so met fronse op ons koppe rond te loop, eerder as met gesigte. Dan van hoofstuk 5 tot by hoofstuk 2 vers 2 hanteer Johannes hierdie hele gedagte van verbondenheid. En hier kom 'n klompie goed in hierdie gedeelte voor, wat nogal so bietjie vir misverstand vasvatbaar is. So hy hanteer nou hierdie hele gedagte van verbondenheid, en as jy na die teks in die Bybel gaan kyk, sal jy sien hoofstuk 5 staan direk onder 'n tweede opskrif, wat nou in die Bybel gebruik word. Ek dink dit was 'n fout om daai opskrif daar aan te sit, want die werklikheid is dat die tweede tema, die tweede gedagte waarmee Johannes in hierdie gedeelte werk, eintlik opkom alreeds in vers 3 van hoofstuk 1. So ons is nou met daardie boodskap van verbondenheid aan mekaar, die apostels en die Vader en die Seun, ons is nou met daardie tema besig. En dit is nou baie belangrik dat ons dit onthou. Want dit is die boodskap wat Johannes nou sê, wat hy aan die gemeentes bekend gemaak het daardie tyd, en wat hy nou ook nog aan ons bekend maak. Dan sê hy, as ons sê dat ons aan hom verbonde is, en in die duisternis leef, dan lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Hoekom sê Johannes dit? Want hy sê, hierdie verbondenheid wat ons met die apostelgroep het, wat ons met mekaar onderling het, wat ons met die Vader en die Seun het, hierdie verbondenheid sê, ons lewe in die lig, want God is lig. Nou kom ons sê vir mekaar, daar's baie goed wat ons van God kan sê, wat hy is. Hy is lig, hy is liefde, hy is regverdig, hy is genadig, ons het 'n hele klomp sulke kenmerke wat ons van God kan opnoem, en kom ons sê vir mekaar, een van daardie kenmerke van wesenlike belang is, God is lig. So, wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, is daar niks wat wegkruip nie. Dan skyn God se lig deur alles, wie is en wat jy het. So, as ons dan sê dat ons aan God deel het, dat ons aan die gemeenskap, die verbondenheid met God deel het, maar ons leef nog in die duisternis, dan lieg ons en is die waarheid nie in ons nie. Wat bedoel Johannes? Johannes sê, onthou daar was nou 'n klomp mense wat gesê het, die vlees, die aardse, die tasbare is altyd sleg, en die gees is altyd goed. En dan het hulle nou dit deurgetrek, nie net om te sê dat Jesus dan nie tegelykertyd God en mens kon wees nie, maar ook om te sê dat wat jy met die vlees, met die tasbare, met die aardse doen, kan nooit die geestelike raak nie, kan nooit jou gees, jou siel beïnvloed nie. En dan het hierdie mense nou gehoer en remoer, soos wat hulle lus gehad het om te doen.
En dis nou na hulle wat Johannes verwys, as hy sê, as ons nog in die duisternis leef, het ons geen verbondenheid aan God nie, dan is ons nog nie mense wat die waarheid in ons het nie. Maar, en nou stel hy die teenoorgestelde daarvan, sê hy nou vir die getroue gemeentelede van die gemeentes aan wie hy skryf, as ons in die lig lewe, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde. Ek wil dit weer beklemtoon, nie net nou die apostelgroep nie, nie net nou die Vader en die Seun nie, dit lê mos al klaar in die agtergrond, maar verskriklik belangrik is ons aan mekaar verbonde op so 'n manier dat ons weet, bely en uitleef die bloed van Jesus Christus het ons van alle sonde, elke sonde staan daar in hierdie gedeelte, gereinig. En dan volg die moeilike gedeeltetjie van hoofstuk 1. Die gedeelte wat dink ek in ons eie kerk dikwels verskriklik verkeerd gebruik is. Want ons het na die wetlesing en die skuldbelydenis wat ons gesing het ons altyd vir mense gesê, as ons sonde bely, is God getrou en regverdig om ons van daardie sonde te vergewe en ons te reinig deur die bloed van Jesus. Maar ons het nooit vir mekaar gesê, hoekom staan dit in die Bybel nie. Ons het hom so bietjie verskoning uit konteks uit gebruik, omdat dit 'n lekker hoorteks is. En ons mense, ons gelowiges, die wat nie so diep ingaan op die studie van die Bybel, soos wat dominees veronderstel is om te doen nie, het gehoor, nie daar waar, of as my lewe 'n erkenning van sonde is, hulle het gehoor, as, indien, voorwaarde, as jy jou sonde bely, is God getrou en regverdig. En toe daar leerstukke ontstaan rondom die sonde wat gesê het, jy kan nie vergewe word voordat jy nie bely is nie. En veral in die Pinksterkerke het dit nogal redelik goed grondgevat, dat jy elke sonde, elke individuele sonde moet bely voordat jy daarvoor vergewe kan word. En dis nou mos natuurlik vanselfsprekend nonsens. Ek bedoel, 99% van die goed wat ek in my lewe verkeerd gedoen het, weet ek nie eens geweet ek doen dit verkeerd nie. Wat nou nog te praat van, kan ek onthou om dit te doen, sodat ek dit kan bely nie. Nee, dit gaan hier oor hierdie teenstelling waarmee Johannes tussen vers 8 en vers 9 werk. En die teenstelling waarmee hy werk is, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. So, dit is nou weer terug na die gedagte van die docetisme. Die mense wat gesê het, die gees is heilig en goed en die vlees is sleg. So jy kan met jou vlees doen net wat jy wil, dit raak nie jou gees nie, dit raak nie jou gees nie. Dit is verskriklik belangrik dat jy sal verstaan dat dit nie waar is nie. Dat daar nie 'n manier is waarop ons as gelowiges ons self kan uitleef in die wêreld. Ek noem dit steel, hoer en rumoer. Sodat ons goed by die naam noem wat dit is. Dat ons nie dit kan doen en kan sê dat ons in die lig lewe nie. En daarom as ons dit sê, dan mislei ons onsself. En dan is ons nie in die wêreld nie. En nou kom hierdie verbondenheid van die mense, Johannes en die disipelgroep, die gelowiges, met God die Vader en die Seun Jesus Christus, kom nou klokhelder na vorentoe, as hy dan sê, in hierdie verbondenheid, wanneer ons nie probeer om 'n saak daarvoor uit te maak, dat ons nie sonde het nie, en ons na God toe gaan met die wete, dat ons diep gewortelde sondaars is, wesenssondaars is, dan bly God getrou en regverdig, om ons sonde te vergewe. So as 'n mens hierdie teks, as ons sonde bely, buite die konteks van ons verbondenheid gaan verstaan, dan word dit 'n voorwaardesin. Maar dit is dit nie in die Bybel nie, dit is nie 'n voorwaardesin nie.
Dit is hierdie veranderde lewenswyse van lewe in die lig wat ons daartoe bring om te sê, Here, vergewe my arme sondaar. Ek weet nie eers wat ek vir u kan bring nie, in teenstelling met die fariseer wat gestaan het, ek gee my tiendes van kruisement en wat dan ook al alles hy daarby gevoeg het, onthou u in die tempel die tollenaar en die fariseer. En die tollenaar wat daar staan en op sy bors slaan en sê, Here, vergewe my nuttelose sondaar. Dis waaroor dit hier gaan. Tot by die einde van vers 9 is dit verskriklik belangrik dat ons dit sal verstaan. En dan vat Johannes dit in 'n kort sinnetjie saam. Hy sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons vir Jesus tot leenaar. Want Jesus het vir ons kom leer dat ons juis met ons sonde by hom moet kom stilstaan, sodat hy daarvoor vir ons versoening kan doen, vir ons vergifnis kan bewerk en vir ons verlossing kan gee. En dan sê Johannes, as hy nou hierdie gedeelte mooi saamvat, dan sê hy, kinders, ek skrywe vir julle hierdie goed, sodat julle nie moet sondig nie. Maar wanneer iemand sondig, moet jy baie goed weet, dat Jesus Christus nog altyd, nou en vir ewig, kom ons sê dit op 'n ander manier, van ewigheid tot ewigheid, die regverdige is, die toetreder is, die instaaner, die middelaar, dis wat die woordjie parakleet beteken, advokaat vir ons by God, dat hy dit nog altyd is en dit altyd sal wees. Johannes maak nie hier voorsiening daarvoor dat ons nou skielik kan sondig nie. Hy erken doodgewoon die werklikheid, dat gelowiges ook nog altyd sondig. So wat hy sê is, as ons dan nou op 'n manier in die sonde val, dan moet ons weet dat ons die regverdige, die parakleet, Jesus Christus by die Vader het en dat hy versoening doen vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie, maar vir die sondes van die hele wêreld. Hiermee maak hy nie 'n universele verlossingsteorie oop nie. Hy sê, wanneer jy na Jesus toe kom met die belydenis, Vader, vergewe my, want ek is 'n nietige sondaar, dan word Jesus vir jou die versoening van die sonde. Maak nie saak waar in die wêreld jy jou bevind het nie. Vriende, dit is hoofstuk 1 vers 1 tot hoofstuk 2 vers 2. Mag die Here jou seën in hierdie Pinksterreeks in Jesus se naam. Amen.